Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Om 'n woord te definieer en die woord is die woord deurbraak of in Engels is die woord breakthrough. Nou ek dink baie van ons ken hierdie woord breakthrough as iewers deur jou week waar jy dalk struggle met 'n projek en jy voel hoor jy het 'n breakthrough gemaak en dinge gaan regtig beter en jy raak opgewonde of daar waar jy leer vir 'n toets en jy weet soos jy sukkel maar iewers kom daar 'n breakthrough. En daar's verskeie maniere hoe ons kan voel ons deurbrake maak in die lewe of in ons alledaagse dinge. Maar die woord deurbraak of breakthrough is actually soos 'n militêre konsep. Dit kom actually van die oorlog af. En so dit verwys na die gebeurtenis waar een weermag, ook geken as die invalsmag, hulle oppositie, die vyande, op so 'n manier verswak deur oor en oor te veg en aan te val, dat die oppositie op so 'n manier verswak word dat hierdie invalsmag 'n deurbraak kan maak om grond te wen. Okay, so dis wat 'n deurbraak is. Maar in oorlog maak 'n deurbraak, hierdie breakthrough, net actually saak as dit op 'n strategiese plek plaasvind. Met ander woorde moet die moeite werd wees om daai oorlog deur te gaan. Die grond wat hulle wil wen, is die moeite werd om te wen. Okay? So hierdie grond moet ons aanneem is regtig waardevol om te wen. Daar's iets belangrik daar. En so ons moet verwag as die aanval op 'n strategiese plek is, dat daar altyd vyande sal wees wat dit verdedig. En dat om hierdie grond te wen sal altyd kan verwag word deur eers 'n oorlog te veg. So wat waar is vir 'n militêre deurbraak, is net so waar vir 'n geestelike deurbraak. Sien, in die geestelike wêreld is ons as die kerk God se invalsmag wat wil grond wen teen die Satan en die bose magte, sodat die evangelie, die boodskap van Jesus, die boodskap wat die apostels voorveg in Handelinge kan versprei. En so as ons nou as kerk en individue eerlik om tyd regtig gemaklik raak in die kamp waar ons agterbly, nie regtig op die oorlogsveld nie. Ons is nogals gemaklik om in ons tente te bly en ander mense die oorlog te laat fight en regtig net hier te bly en te sê, ek weet nie of dit regtig die moeite werd is nie. Miskien die probleem met dit is nie wat Jesus van ons vra nie. Sien, Jesus vra van ons, in feite, hy beveel ons om te gaan en te veg om grond te wen vir sy naam. En hy gee sy Heilige Gees krag vir ons om hierdie te kan doen. En so my vraag aan ons is ons besig daarmee? Is ons besig om ywerig grond te wil wen vir Christus en vir wat hy vir ons gedoen het? Of bly ons agter in die kamp, waar ons veilig en gemaklik voel? Dalk 'n beter vraag is hoe wen ons grond vir Christus? Hoe gaan ons en hou oorlog sodat die goeie nuus van Jesus actually kan versprei en ons grond kan wen? En so ek wil hierdie twee vrae met julle in julle kop hou soos ons deur ons teks gaan vanaand. Een is, bevra jouself of is ek besig om te wil grond wen vir Christus? En soos jy daai vraag in jou kop hou, dink okay, maar hoe kan ek hierdie doen? En hoor uit vanaand se teks hoe ons hierdie as kerk en individue kan doen. So ek wil ons 'n bietjie konteks gee wat ons kry in Handelinge en gesien het van die begin af en ek het nou genoem is dat daar vir die disippels beveel was heel aan die begin om getuies te wees oral waar hulle gaan. En dat die krag van die Heilige Gees op hulle sal neerkom sodat hulle hierdie getuies kan wees tot die eindhoeke van die wêreld. En ons sien dat die mission van Handelinge is met ander woorde om grond te wen. Dis die mission. En as dit die mission is van Handelinge en van die vroeë kerk, glo ek dis die mission vir ons vandag. Miskien ons moet nie verwag dat dit net smooth sailing gaan wees nie. Nee, oorlog is nie maklik nie. Maar gelukkig sien ons in hoofstuk 4 en die tema van Handelinge ook in hoofstuk 5 dat die evangelie keer op keer seëvier en wen ten spyte van teenkant. En so dit gee vir ons hoop en regtig goeie nuus om die evangelie te vat en grond te kan wen. So die eerste keer wat ons sien die oppositie van die verspreiding van die evangelie gekeer is actually in Handelinge 4.
En dan daar waar daar oppositie was, tree God actually in op so 'n manier dat die gebou waar die disippels was so geruk was en hulle 'n spesiale seëning van die Heilige Gees gekry het. En dit het die disippels boldness gegee om die woord, God se woord, naamlik Jesus, te gaan verkondig. Dan, dit was die eerste keer wanneer ons die reinheid van God en dan weer God se purity in die kerk bedreig was, deur Ananias en Safira wat ons laasweek gesien het met Johan se preek, kom God weer en deur die profetiese insig van Petrus gee God oordeel en Ananias en Safira val neer dood. En dan nog 'n keer wanneer daar weer moeilikheid is en dit sien ons in vanaand se teks van die owerhede, kom tree God weer in en hierdie keer deur 'n Joodse autoriteit genaamd Gamaliel. En so ons gedeelte vanaand eindig met 'n verslag dat die publieke en persoonlike evangelisasie onophoudelik aangehou het. Met ander woorde, daar is aanhou grond gewen vir Christus ten spyte van die oppositie en teenkant van die vyand. En so die hoofidee, die tema, die hoofkonsep wat ek al wil hê ons vanaand oor en oor gaan moet sien, is dat God intree. En wanneer God intree, beweeg die evangelie vorentoe en verder. Dis wat ons gaan sien oor en oor. Wanneer God intree, gaan die evangelie en dit beweeg vorentoe en verder. So, kom ons vat die vergrootglas en ons zoom bietjie in op ons storie vanaand. Want dis wat dit is. Ons het 'n storie vanaand en ek gaan pretty much die storie vir julle oor vertel. En dan gaan ons sien hoe God op 3 maniere, op 3 plekke ingetree het. En deurdat God intree, daar 'n deurbraak gekom het en die evangelie vorentoe beweeg het en verder beweeg het. Ons gaan eers kyk na vers 12 tot 16 hoe God deur wonderwerke en tekens ingetree het. En ons gaan 'n bietjie stil staan daar vir 'n rukkie om te vra, maar hoe moet ons dink oor tekens en wonders vandag? Want is iets waar ons baie keer kan wonder en wel is dit nog relevant vandag? Maar dit is, soos ons gaan sien, want dit is 'n manier hoe God actually kan intree en die evangelie kan vorentoe beweeg. En dan gaan ons kyk na 2 ander gebeure en gedeeltes verder in ons teks waar God weer intree sodat die evangelie kan vorentoe beweeg. So kom ons bring in verse 12 tot 16 is die part 1, sal ek sê, daar's 3 parts. Part 1 van waar God intree en die evangelie vorentoe beweeg. Nou die eerste ding wat ons moet doen wanneer ons kom by hierdie gedeelte wat nogals weird is, as ek moet eerlik wees, en interessant en uniek is ons moet teruggaan na Handelinge 4 vers 29 en 30. En so dit behoort vir ons op die skerm te kom en ek wil hê julle moet saam met my lees. Daar staan Lord, en dis wat die apostels gebid het, okay? Die apostels het hierdie gebid en gevra van die Here. Lord, look upon their threats and grant your servant to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. Met ander woorde, in die aanslag van sterk oppositie en teenkanting, het die vroeë kerk uitgeroep na God vir boldness, soos hulle getuig vir sy naam, maar het ook gepleit by God dat hy sy hand sal uitstrek, sodat hy wonders en tekens sal doen, genesing onder hulle sal doen. Dit is belangrik om te sien, die disippels was nie net hier oop vir tekens en wonders nie. Hulle was nie net soos, okay, as dit moet gebeur, is dit reg nie. Nee, hulle was desperaat daarvoor gewees. Hulle het gebid daarvoor. So hoekom sou die generasie, nie dis belangrik, hoekom sou die generasie, hierdie apostels en disippels, wat meer direkte en oortuigende bewyse oor die waarheid van die opstanding as enige ander generasie gehad het, vra vir hierdie. Onthou hierdie generasie, hierdie apostels, was se woorde regtig direk net na Jesus. So hulle prediking was so geseën deur Petrus en Paulus en Stefanus. Hulle het direkte ooggetuies gehad tot die opstanding van Jesus. Daai mense leef nog hierso. So kom uit hierdie generasie wat regtig geseënde prediking gehad het, ooggetuies wat direk vir Jesus nog gesien het, hoekom het hulle gevra vir wonders en tekens as hulle actually nie eers dit regtig nodig gehad het nie? Nou vers 14 sê, and more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Sien tekens en wonders het gehelp om mense te bring na reddende geloof in Jesus. Hulle was soos, luister,
ons het ooggetuies tot Jesus, maar ons soek meer. Ons wil hê die evangelie moet vorentoe beweeg. Ons wil grondwen. So God, kom en doen wonderwerke. Strek jou hand uit sodat hulle Jesus kan sien en tot 'n reddende geloof kan kom in hom. Hulle was ywerig om oorlog te maak en te veg en mense te kry om Jesus te ken. En jy kan sit maar en sê, maar Ruben, compromise, ons is dan eintlik op die woord wanneer ons bid en vra vir hierdie nie. Dis nie so 'n bietjie weird nie. Dis nie wat die charismatiese kerke doen nie, net tekens en wonders en skep die woord af en is eintlik teenstrydig met die woord om te bid en vra vir dit nie. En my antwoord is nee. In Handelinge 4, kyk mooi, het die apostels eers gebid vir boldness om die woord te verkondig. En dat saam met dit daar tekens en wonders sal plaasvind. Dat saam met die verkondiging van die woord, nie apart nie, saam met dit God se hand sal uitstrek om wonders en tekens te doen onder die mense. Sien, tekens en wonders is God se getuienis tot sy woord. Dis nie in kompetisie met die woord nie. Dis nie teen God se woord nie. Dis nie bo God se woord nie. Dis 'n geestelike getuienis tot die waarde en waarheid, noodsaaklikheid en sentraliteit van die woord. John Piper sommer dit op ek dink die beste moontlike manier om dit te verstaan. En ek wil julle met saam lees, dit is my so goed. Hy sê, here is the way I would sum up the relationship between the gospel and signs and wonders. Signs and wonders are not the saving word of grace. They are God's secondary testimony to the word of his grace. Signs and wonders do not save. They are not the power of God unto salvation. They do not transform the heart any more than music or art or drama or magic shows. What changes the heart and saves the soul is the self-authenticating glory of Christ seen in the message of the gospel. But even if signs and wonders can't save the soul, they can, if God pleases, shatter the shell of disinterest. They can shatter the shell of cynicism. They can shatter the shell of false religion. Like every other good witness to the word of grace, they can help the fallen heart to fix its gaze on the gospel, where the soul-saving, self-authenticating glory of the Lord shines. Wat ek vir ons wil wys is dat as die apostels en volgelinge van Jesus gebid het vir tekens en wonders in 'n tyd direk na Jesus se opstanding, met die mees authoritative preaching, as ons dit so kan sê, dan moet ons nie huiwer om ook te bid en te vra dat God se hand uitsteek om tekens en wonders en genesings onder ons te doen vandag nie. En jy kan dalk met my verskil en sê, maar dis weird en hoekom, maar ek wil ons challenge met aanhalings van die bekende Martin Lloyd-Jones, een van die bekendste teoloë. Hy sê, en ek het 3 aanhalings uit 3 verskillende boeke van hom, hy sê it is perfectly clear that in New Testament times the gospel was authenticated in this way by signs, wonders and miracles of various characters and descriptions. Was it only meant to be true of the early church? The scriptures never anywhere say that these things were only temporary. Never. There is no such statement anywhere. We can produce a number of converts and thank God for that. And that goes on regularly in evangelical churches every Sunday. But the need today is much too great for that. The need today is for an authentication of God, of the supernatural, of the spiritual, of the eternal, and this can only be answered by God graciously hearing our cry and shedding forth again His Spirit upon us and filling us as He kept filling the early church. Last year, what is needed is some mighty demonstration of the power of God, some enactment of the Almighty that will compel people to pay attention and to look and to listen. That is why I am urging you to pray for this. When God acts, He can do more in a minute than man with his organizing can do in 50 years. As God intree, sal die evangelie deurbreek. Maar ons moet bid hiervoor, ywerig bid hiervoor,
En ek sal die einde meer oor hier sê, en waarskynlik Woensdag met vas gaan ons bid vir hierdie. Maar ons moet nie bang wees om te bid vir die krag van God, om onder ons en in ons te werk nie. Want deur te bid, wen ons grond. Jy wonder, hoe wen ons grond? Hoe veg ons die oorlog? Ons bid dat God intree. Want as God nie intree nie, gaan ons nie die oorlog wen nie. So ons bid, vra dat God intree op bonatuurlike maniere, sodat ons kan grond wen vir sy naam. Ek wil aanbeweeg na verse 17 tot 42 en binnekort kom ons by part 2 van hoe God intree. In reaksie tot al hierdie, in reaksie tot die wonders en tekens en genesings wat ons sien in verse 16 tot ek dink 24 of iets, sien ons dat hoorie soos die hoëpriesters en die Joodse raad het dit nie baie gelaik nie. Hulle sien die apostels is regtig suksesvol in wat hulle doen en mense begin al hoe meer hulle volg en wat gebeur is die status van hierdie hoëpriesters en Joodse raad is nie meer hoog nie. En so obviously is hulle jaloers, ons sien dit in vers 17 en hulle hou nie baie van wat hier aangaan nie, want die sukses van die apostels maak dat die Joodse leiers hulle krag en beheer oor die mense verloor. En so wat hulle probeer doen dan is hulle reageer in krag, maar nie in geestelike krag nie, in politieke krag. En so die apostels is toe gearresteer en gegooi in die tronk. En nou kom ons by part 2 van waar God weer intree sodat sy evangelie kan vorentoe beweeg. Vers 19 wys ons God tree in deur seker te maak die evangelie beweeg vorentoe en daarom stuur hy 'n engel van die Here, 'n engel om die apostels uit die tronk te red. So engel kom en hy haal die apostels uit. Hy sê kom, ek wil julle uitkry, maar wat sê hy vir hulle? Hy beveel hulle dadelik. Luister, as die dag begin, wil ek hê julle moet gaan staan in die tempelcourts en gaan preek the words of this life. Dis die eerste ding wat die engel vir hulle sê. Dis nie soos, hoorie, ek weet julle is regtig moeg, dis soos middel van die nag, chill, vat die volgende dag af, slaap 'n bietjie. Nee, soos hoorie, as daai lig skyn, julle pretty much dalk soos 2-3 ure se slaap dalk, gaan weer en doen dieselfde ding waarvoor hulle julle ingegooi het. Soos presies dieselfde ding, gaan doen dit weer. In die tempelcourts waar almal kan sien, preek the words of this life. Met ander woorde wat die engel vir hulle sê is, moenie compromise op die waarheid nie. Ons is nie bang vir die waarheid nie. Hierdie is erg belangrik. Nog 'n manier hoe ons grond wen, is nie net om te bid nie, maar om nie te compromise op the words of this life nie. Wat is dit? Dis die volle evangelie. Die volle boodskap van lewe, van Jesus en wat hy gedoen het vir ons. Dis wat hulle moet gaan verkondig en nie op compromise nie. Okay, so hulle is uit die tronk uit, hulle gaan en hulle preek in die tempelcourts. Terwyl hierdie gebeur, kom die hoëpriester en Joodse raad weer bymekaar en hulle wou waarskynlik met apostels en disippels ontmoet het en seker goed vir hulle gesê het, geraas het of wat ook al, maar hulle besef dat die apostels is nie daar nie. En so, daar word toe gerapporteer aan hulle dat wel die hekke van die tronke is gesluit en toe, die wagte is daar, maar die disippels is nie in die tronk nie. Iets is baie weird. En so regtig confused en weet nie lekker wat aangaan nie, besef hulle of hoor hulle deur iemand, dat hierdie disippels en apostels is actually besig om weer die evangelie te verkondig in die tempelcourts. So die captain of the temple, dan die baas, wat obviously nie op hierdie tyd nie op 'n goeie plek is nie, hy kan dalk sy werk verloor, is baie kwaad en hy gaan en besluit wel hy moet hierdie ouens so gou as moontlik uitkry by die Joodsraad. So hy gaan arresteer hulle, gaan haal hulle op die tempelcourts vir dieselfde ding waarvoor hulle die eerste keer ingegooi het. En hy bring hulle na die hoëpriester en die Joodse raad en hulle sê vir hulle, luister hier, ons het julle regtig mooi gevra om nie hierdie te doen nie. Ons het julle soos direk gevra om nie hierdie doen nie. En hulle is baie kwaad en nie baie happy nie. En dan kom Petrus en hy doen iets wat ek dink regtig ironies is, maar eintlik soos amazing is. Petrus gaan en dieselfde ding waarvoor hulle aan die eerste plek ingooi is in die tronk en nou weer gearresteer is, sê hy net weer vir hulle in die council. So hulle het hom gaan haal en Petrus is soos, okay, ek gaan weer vir julle sê dit wat ons nog die hele tyd sê, want ek sien hier is 'n goeie geleentheid vir julle om die evangelie te hoor. En so, om hierdie in konteks te stel, ek weet nie hoekom ek in hierdie illustrasie gedink het nie, maar just bear with me. So, ek weet nie wie van julle weet wat 'n perlemoenie. Dis soos 'n ding wat jy in die see kry wat soos regtig lekker is as jy hom gaar maak. Maar dit is kind of onwettig om dit nou uit te duik, soos mense mag dit nie doen nie. So imagine jy gaan en jy duik 'n perlemoen uit, okay? Jy word gevang vir dit deur, kom ons sê die polisie, die authorities, en hulle sit jou in die tronk vir dit. Op 'n wonderbaarlike manier kom jy daar uit.
'n engel het jou kom red, dit kan jou ma wees, iemand anders, maar iemand kom haal jou uit, en jy's net te bly om uit te wees, maar plaas so dat jy net soos 'n rukkie chill, gaan jy direk na dieselfde plek waar jy perlemoen uitgehaal het, en jy gaan al nog een uit. En dan kom die polisie en hulle sê, hoorie, ons het vir jou baie mooi gevra om nie hierdie te doen nie, en dan is jy kind of net besig soos, hoorie, wil jy perlemoen hê? Soos, en jy druk dit kind of soos in hulle gesig in. Dis wat Petrus doen. In die gesig van sy oppositie verkondig hy dieselfde ding waarvoor hy in die tronk is, waarvoor hy waarskynlik al geslaan is, want hy is nie bang vir die waarheid nie. Hy compromise nie op die waarheid nie. Hy sê, luister, julle kan doen wat julle wil. Ek gaan nie ophou om die woorde van lewe, die woorde van Jesus wat ek gevolg het, te preek nie. En so dan gee hy vir hulle die volgende woorde, so die basics van Christendom. En ek wil ons met bietjie spoes hierso, want dit is regtig belangrik om net weer te kyk na hierdie. Ons hoor oor en oor die evangelie, maar ons kan nooit genoeg dit hoor nie. En dalk sit jy vanaand en jy wonder wat is die gospel? Jy wonder wat is die goeie nuus van Jesus? En ek gaan dit vir ons uitlê, en ek hoop dat hierdie jou hart sal warm maak om opnuut weer te glo in hierdie amazing Christus wat ons dien. Die feit 1 wat Petrus aan hulle gee is, God het Jesus uit die dood opgewek. Jesus is nie dood nie, hy lewe. Vers 30, the God of our fathers raised Jesus whom you killed by hanging him on a tree. Die God wat die wêreld geskep het, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat geroep het om sy mens te wees, hierdie ewige lewendige God, het Jesus uit die dood opgewek. Okay, dis die fact 1 of Christianity, wat Petrus hier verkondig. Die tweede feit is, hy sê, God het Jesus nie gelos nie, God het Jesus verhoog tot sy regterhand as prins en verlosser. God exalted him at his right hand as leader or prince and savior. Wat beteken, hierdie Jesus regeer en is koning. God het nie Jesus uit die dood opgewek om hom te los om weer dood te gaan nie. Nee, hy het hom opgewek om te regeer en te red. Hy is lewendig vandag. Hy hou die heelal in stand deur die krag van sy woord. En alle autoriteit in hemel en op aarde is gegee aan hom. En hy bou sy kerk soos hy gesê het, hy sal. Die derde feit en die laaste een is Jesus het autoriteit om bekering en vergifnis van sonde te gee aan mans en vrouens van alle groepe en ja, aan jou vanaand ook. Vers 31 wat sê, God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Maar nie net aan Israel nie, want ons weet, hierdie was slegs die begin van die evangelie wat versprei het oor die wêreld. So recap, feit 1, God het Jesus opgewek uit die dood. Feit 2, God het Jesus verhoog tot sy regterhand as prins en redder. En feit 3, Jesus het autoriteit om bekering en vergifnis van sonde te gee, soos hy wil, en hy lei sy kerk vandag nog in 'n wêreldwye beweging, soos hy al God se skape bymekaar bring tot geloof van elke nasie, volk en taal. Julle, hierdie is die gospel, hierdie is the words of life, wat ons verkondig as ons wil grond wen. Daar in die oorlog, dis wat ons vat soontoe. Ons bid vir inbraak van God en ons verkondig hierdie evangelie en ons compromise nie op hierdie nie. Ons bly nie stil oor hierdie en is great dat ek dit weet, maar dis genoeg vir my nie. Ek kom elke Sondag en ek hoor dit weer. En dis al wat ek gaan doen. Ek gaan net Sondag op Sondag kom en hierdie weer hoor. Nee, dis nie wat Jesus wou gehad het nie. Hy het gesê, ons 6 dae van die week waar jy kan gaan en hierdie verkondig aan ander mense. Doen dit. Dis hoe ons veg en grondwen vir Christus. Hy beveel ons om te gaan en hierdie te doen. So terug by die storie. In reaksie op hierdie woorde van Petrus, soos ons die prentjie gehad het, perlemoen in hulle gesig druk, kind of idee, is dit nie verbasend dat die Sanhedrin en die Joodse Raad pretty kwaad is nie. Okay, hulle is woedend. Hulle wil hulle doodmaak. So hulle is soos op die punt om Petrus en hulle almal dood te maak, want dit is soos die derde keer wat hulle net doen wat hulle sommer vra het vir hulle om nie te doen nie. En dan kry ons 'n amazing gebeurtenis, waar God weer intree, sodat die evangelie vorentoe beweeg. Part 3. Okay, part 3. Vers 34 sien ons God gebruik 'n man met die naam Gamaliel, om hierdie woede van die Joodse Raad te bedaar. So om agtergrond te gee, Gamaliel word beskryf hier as 'n leraar van die wet, maar hy is ook gesien as soos die
greatest teacher of his era, okay? Hy was in high esteem onder die mense, hy is amper soos die symbool van fariseërs gewees, of fariseïsme. En ek het selfs gelees, selfs Paulus actually voor hy gered was, het onder Gamaliel geleer, okay? So Gamaliel was 'n man van hoë aansien, en hy het die wet geken van voor tot agter. So toe Gamaliel besef dat hierdie apostels het wel klomp wonderwerke en genesings gedoen, en hulle het hier gekom op een of ander wonderbaarlike manier, toe besef hy wel dalk is God hier aan die werk met een of ander beweging, en hy besluit toe, luister, Joodse Raad, kom ons laat die disciples net gou vir 'n rukkie buite staan, ek moet vir julle iets sê. En so hulle staan 'n bietjie buite en hy praat en hy sê, ek wil hê julle moet pas op wat julle doen, want, en dan begin hy 2 stories vertel van 2 manne, okay, en hy sê, Judas en Judas, en hy sê, albei van hulle het probeer om iets te wees, hulle het geclaim, hulle is iemand, een of ander fancy persoon, ons weet nie presies wat nie, okay, maar hulle het 'n following gekry, mense hulle begin volg, en hulle het goed gesê, maar wat het gebeur? Hy sê, die een is vermoor, en die ander het net verdwyn, is altyd dood gegaan, en al hulle volgelinge het ook verdwyn, daar's niks van hulle nie, okay, so, dan sê hy, in die volgende woorde, en ek dink dis regtig amazing, ek wil julle moet eintlik saam met my lees, ek dink dis vers 38, op hierdie sê hy, met die 2 manne wat se bewegings niks van gekom het nie, sê, in the present case I tell you, keep away from these men, and let them alone, for if this plan, or this undertaking is of man, it will fail, but if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God. So Gamaliel is oortuig dat God sal deur sy soewereiniteit wys of hierdie beweging van hom af is of nie. Dat waar die apostels en disippels hiermee besig is, God sal wys of dit is van hom af of nie. En God het. As jy ooit gewonder het of God werklik is, of die een ware God is van die heelal, gaan 'n bietjie terug in geskiedenis en kyk wat het gebeur met Christendom. Versprei oor die wêreld heen, teen alle oppositie, teen elke moontlike teenkanting wat kan plaasvind, het Christendom geseëvier, dat dit vandag tans die grootste beweging is ter wêreld. Geen ander geloof is naby Christendom nie. God se beweging was van hom af, nie van mens af nie. Want elke keer wanneer daar oppositie of teenkanting gekom het, om dalk Christendom te stop, wat het God gedoen? Het ingetree. God het ingetree, so die evangelie kan vorentoe beweeg. So die Joodse Raad het geluister na Gamaliel en wat hy vir hulle gesê het, want dit was actually interessant genoeg, 'n bekende leer onder die fariseërs gewees, dat wat God sal doen, sal altyd oorheers teenoor wat mens sal doen. Hulle het geglo dat as God iets beplan, sal dit seëvier teenoor die mens. So hulle sê, okay, as Gamaliel reg is, maar hy is waarskynlik, want hy is een van die slimstes, kom ons luister maar na hom. En so wat hulle dan doen is, hulle besluit om nie die apostels dood te maak nie, maar hulle het nog steeds die apostels gegeesel en geslaan en eintlik gemartel, maar het hulle lewend gelos. En toe beveel, hoor jy moet asseblief nie weer gaan verkondig nie. Maar dan is dit verbasend vir ons om te sien, en hier is die einde van ons storie, die apostels rejoice. Na al die rejoice, hulle na hulle geslaan is, hoekom? Omdat hulle dit as waardig ag, om vir Jesus se naam lyding deur te gaan. Soos hulle is nou net geslaan, hulle kom maar weg, en hulle is soos, yes, amazing. Ek het swaar gekry en lyding deur gegaan vir Jesus se naam. Die Jesus wat vir my op die kruis gesterf het. Wat 'n voorreg, wat 'n eer, what a joy. Om te ly vir Christus is 'n eer wat vreugde voortbring. En ons sal nou weer bietjie op dit stil staan. En so na die apostels of die Joodse Raad hulle mooi gevra het om nie die evangelie te verkondig nie, sien ons die teks eindig in vers 42. And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Want God het ingetree en die evangelie het vorentoe beweeg. Ons sien hierdie so duidelik in vanaand se teks. So ek wil dit bietjie nader ons trek. Ons het op 3 maniere gesien hoe God intree en deurbreek, sodat die verkondiging van die evangelie sal vorentoe gaan, sodat die naam van Jesus versprei sal word, sodat ons vandag hier sit, te danke aan wat hier gebeur het, en kan hoor wie Jesus is.
Ons het duidelik gesien dat God is die een wat intree en deurbreek. Maar ons sien ook dat sy storie word gebruik en gevorm deur mense soos ek en jy. Sien ons is God se voertuie. God gebruik ons om sy woord en sy naam en die goeie nuus van wat Jesus gedoen het vorentoe te vat. Ja, hy is die een wat intree en hy is die een wat deurbreek, maar hy gebruik ons as sy voertuie. En so hoe moet ons reageer op hierdie? Wat doen ons met dit? Ek het 3 goed wat ek dink van toepassing is en ek hoop dit help. Die eerste een is, ek glo ons bid dat God sal intree en deurbreek in ons midde. Ek het genoem aan die begin en ek wil dit weer noem. Ons moet bid dat God sy hand sal uitstrek om bekering te bring onder ons in Pretoria, waar ons gaan. Ons moet bid dat God wonders en tekens doen, hoe ook al dit lyk. Ek weet nie presies hoe dit sal lyk nie. Maar ons moet nie bang wees om te bid vir dit nie en te vra vir dit nie. As jy weet iemand is siek, bid vir hulle. As jy weet iemand sukkel, bid vir hulle. Bid dat die Gees sal kom en deurbreek in jou gesinsgroep, in jou huis, in jou werksplek, hier in aandiens. Jy moet nie bang wees nie. En kom ons onthou dat wanneer dinge dalk nie gebeur soos ons wil hê dit moet nie, dat iets waarvan ons bid nie presies gebeur soos ons wil hê dit moet nie, dat God is soewerein. En God is besig om hierdie beweging vorentoe te vat op sy terme. En hy weet wat hy doen. Hy weet waar is die strategiese plek om oorlog te wen. En partykeer weet ons nie of ons voel maar daarso moet God wen en hy sien die groter prentjie. Hy sien die hele oorlogsveld. So kom ons vertrou hom. Dat al gebeur dit nie presies soos ons wil hê nie, dat hy weet wat hy doen, maar ons bid. Dis wat ons kan doen. Ons kan bid en vra dat hy deurbreek deur sy Gees. En dalk sit jy en jy's bang vir hierdie goed. Hierdie goed klink weird vir jou. En jy's dalk selfs bang vir die werk van die Gees en ek weet ek is soms bang vir dit. Ek weet nie hoe dit tydkeer sal lyk nie. Dan is dalk 'n beginplek vir jou om te bid dat die Gees sal deurbreek in jou hart en in jou lewe. En jy nuwe verstaan sal kry van hoe die Gees werk en wie hy is. Dis my gebed vir julle en vir myself. Dat ons bid en ontvanklik sal wees dat die krag van die Gees ons sal vul, want ons vergeet so maklik dat dieselfde krag van die Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in ons. Wat doen ons daarmee? Moenie bang wees om te vra dat die Gees nuwe lewe in jou en rondom jou sal blaas nie. Ek glo ons sal verbaas wees. Johannes 16 vers 23 tot 24 gee Jesus vir ons 'n stunning, glorious belofte. Lees saam, hy sê, "In that day you will ask nothing of me. Truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you. Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full." Dis die eerste manier hoe ek glo ons kan reageer op God wat intree sodat die evangelie vorentoe kan beweeg. As ons bid, vra die Gees sal deurbreek sodat ons grond wen vir hom. Die tweede een is net soos die apostels en Petrus hulle duidelik nie bang was om die words of life te verkondig in die gesig van die oppositie nie. So bid ons vir boldness, maar ook lewe ons in boldness om nie te compromise op die waarheid van wat Jesus gedoen het nie. Daai 3 feite dat Jesus opgewek het uit die dood, dat Jesus verhoog is tot God se regterhand as prins en redder, wat beteken hierdie Jesus is koning, en dat elkeen van ons, en waar ons gaan, elke mens moet die knie buig voor hierdie koning, en dat Jesus autoriteit het om bekering en vergifnis van sonde te gee. Dis amazing, dat hy bekering en vergifnis van sonde kan gee, soos hy wil, vir almal wat vra. Hierdie is die waarheid wat ons vat, en nie bang is om te vertel aan enigiemand wat ons teekom nie. Want mense het nodig om dit te hoor. En as jy bang is van wat sal gebeur as jy hierdie waarheid net so vir iemand verkondig, of bang is om net daai stap te neem, lees hierdie storie. Sien hoe God intree. Sien hoe God deurbreek. Dis wat hy doen. Die laaste manier, en dis 'n bietjie van 'n tavereen, is ons bereid om swaar kry deur te gaan vir die eer en vreugde wat dit bring. Hierdie is taaf, en dit lyk, ek dink, baie anders vandag, maar net soos die disippels en apostels hier met boldness gebid het, met boldness die woord verkondig het hulle geweet, saam met dit gaan daar waarskynlik swaar kry kom, en hulle het rejoice in dit, en actually uitgesien vir dit. En ek weet nie, van julle siddeltjie met sekere swaar kry in jou lewe, en dit lyk anderste, maar ons moet bereid wees om swaar kry deur te gaan,
vir die evangelie. Dit beteken dalk ons kom die een maand met bietjie minder geld oor die weg, maar daar 'n vriend of vriendin in finansiële nood is. Dit beteken dalk dat ons teenkanting van die werk of van familie gaan kry, omdat ons opstaan vir waar ons glo en nie wil compromise op die goeie nuus nie. Dit beteken ek is bereid om dalk selfs my drome prys te gee vir wat Jesus wil hê. Ek is bereid om dinge te verloor vir hom, want wie sy lewe sal verloor vir sy naam, sal dit kry. Ek is bereid om my kruis op te tel vir sy naam en te weet dat dit sal eindig in 'n verheerliking in die volgende lewe. En ek het regtig actually nog nooit gehoor dat iemand sê dat hulle diepste, skaarsste en mees vreugdevolste oomblikke was toe in tye waar wel alles net maklik gegaan het en chilled was nie. Ek het dit nog nie gehoor nie. Hoekom nie? Want vreugde kom gewoonlik in tye van swaar kry. Of in tye waar daar swaar kry was en aan die einde van dit is daar 'n oomblik van joy. Jy klim 'n berg en dis taaf en dis moeilik, maar as jy bo kom is die view mooi en jy's happy. Jy is swat vir 'n toets of vir 4 jaar of vir 6 jaar in 'n graad. En dis taaf, maar aan die einde van dit kry jy daai ding en jy's bly want dan kry jy 'n bietjie ching ching. Geboorte is nie 'n mooi ding nie, maar aan die einde van dit kry jy 'n kind. Lewe. Na swaar kry volg vreugde, maar net so geestelik is die tafste tye gewoonlik dies wat eindig in die gelukkigste. Paul Brand is 'n missionary surgeon gewees in Indië en hy het geskryf in sy boek The Gift of Pain. I've come to see that pain and pleasure come to us not as opposites but as Siamese twins, strangely joined and intertwined. Nearly all my memories of acute happiness, in fact, involve some element of pain and struggle. Samuel Rutherford het gesê dat in die kelders van ellende, dan in die kelders van swaar kry, in die kelders van plekke waar hy gedink het dit die tafste tyd van sy lewe was, waar alles moontlik kan verkeerd gaan, hy sê, daar hou die koning sy beste wyn. Charles Spurgeon het gesê, they who dive in the sea of affliction bring up rare pearls. So weer dat om swaar te kry, te verduur vir Christus is 'n eer en bring groot vreugde. Ek sluit af. Ek dink van die goed wat jy gehoor het vanaand dalk weird, en van die goed gaan jy net vir my en maak vir nooit gehoor het nie. Jy weet nie oor om te dink oor wonders en tekens nie. Jy weet nie of jy regtig reg is om te veg van die evangelie op fronte nie. Hierdie swaar kry ding klink vir jou glad nie aangenaam nie. Jy voel jy's regtig happy waar jy is. Maar ek wil jou challenge en ek wil jou herinner aan wat Jesus gedoen het. 2000 jaar terug het Jesus die pad van swaar kry geloop. Hy's geskop, hy's gegesel, hy's geslaan, spykers in sy hande, doringkroon in sy kop ingedruk, 'n spies in sy sy. En hy het al hierdie gedoen om in te tree vir jou. Hy het die vyand geveg tot in die diepste donkerste hel en oorwin vir jou. Hy het swaar kry, verduur vir jou. Hy het nie gecompromise op sy missie nie, sodat jy gered kan word. Jesus het alles gegee vir jou. Is jy dan nie bereid om alles te gee vir hom nie? Jesus het die grootste deurbraak gemaak op die kruis in die geskiedenis van alle tye om jou te wen. Gaan jy nou en wen grond vir hom? En as jy bang is of twyfel, kyk na die kruis en kyk na wat hy gedoen het vir jou. Kyk na die storie van die gospel, kyk na die storie van Handelinge en van die disippels en mag dit jou bemoedig dat jy weet dat hierdie is die boodskap wat op jou van toepassing is, op my van toepassing is. Dat hierdie boodskap, hierdie wat ons sien in Handelinge, dis nie oud en vergete nie. Dis nie iets wat net daar is in die verte en niks met ons te doen het nie. Nee, ons moet dit vat en dit uitleef en dit glo. Want dit is van toepassing op ons nou en vandag. Dit wat ons gehoor het vanaand, moet jy nie net sien as in 'n boek iewers en dis 'n storie wat dalk gelink is met jou nie. Nee, dis nie die waarheid nie. Ek sluit af met 'n quote van Patrick Schreiner wat gekommenteer het op Handelinge en hy sê, "Its message
hierdie boodskap van vanaand, die boodskap van die evangelie ook actually, it can't be locked in the past. Its accomplishments, it can't be relegated to a bygone era. Its miracles, it can't be separated to another age. The same Spirit is still active. The same Christ still rules. And the same God still sustains His church. Kom ons bid. Ja, magtige Hemel, Vader, ons kom na U en Here, ek weet nie hoe hierdie woorde geland het nie, Here, maar U is soewerein en U Gees werk en ek wil bid, gebruik hierdie. Here, mag ons 'n kerk wees, mag ons mense wees wat nie bang is om te bid en te vra dat die Gees sal werk in ons midde nie. Here, ons weet nie hoe dit lyk nie, ons is dalk bang vir dit, maar kom help ons in dit, kom lei ons in dit, Here. Kom help ons om sekuriteit te vind in wat Jesus vir ons gedoen het. Om te sien dat ons kan vertrou op U, maak saak wat nie. Help ons om poor in spirit te wees, sodat ons afhanklik kan bly van die God van die heelal. Laat ons beheer verloor, sodat ons weet U kan beheer neem. En dis okay as ons nie altyd in beheer is nie. Want Here, dis wanneer U kan gaan en die oorlog wen. En so Here, kom tree in en breek deur die evangelie in ons midde. Here, gebruik ons as U voertuie, gebruik ons as 'n gemeente en as 'n mense om hierdie werk vir U te doen, om nie bang te wees om te compromise op die waarheid nie, om nie bang te wees om te bid en te vra dat U sal intree nie. En nie bang te wees om swaar kry te verduur, hoe ook al dit lyk in ons lewens vir U naam nie. Want Here, wanneer ons hierdie swaar kry deurgaan, word nie net ons vreugde gevul nie, Here, maar ons wen grond. Ons wen grond vir U naam. Here, mag dit ons mission wees vanaand en altyd. In Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.